Professor Emerentia Du Plessis. Professor Emerentia Du Plessis van die Skool van Verpleegkunde aan die Noordwes Universiteit lig op deernisvolle teenwoordigheid. Goeiemôre liewe luisteraars. Vanoggend wil ek saam met julle sê, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan en ons loof sy naam daarvoor. Kom ons oefen weer Lectio Divina en hierdie keer uit Johannes 11 vers 33 tot 44. Kom ons raak rustig en berei onsself voor vir die skrif en vir gebed. Kom ons lees rustig die gedeelte waar Jesus vir Lazarus uit die dood laat opstaan het. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Rus 'n oomblik. Laat jou gedagtes rustig word. Het iets in hierdie gedeelte jou aandag getrek? Watter woord of frase het jou getref? Maak 'n nota daarvan in die stilte van jou hart. Die gedeelte wat my getref het, is dat die mense wel die klip weggerol het voor die graf. Rus 'n oomblik. Lees die verse weer. Laat daar die woord of frase dieper sink in jou hart. Ontvang dit as God se spesifieke persoonlike kommunikasie vir jou. Kom ons lees dit weer. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol.
Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Kom ons rus saam vir 'n oomblik. Lees die verse nou 'n derde keer. Word bewus van jou respons, positief of negatief of neutraal, tot die woorde of frase wat jou aandag getrek het. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U altyd my verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Kom ons deel ons respons met die Here. Hierdie frase of woorde wat by jou vasgesteek het en jou diep getref het 'n reaksie by jou ontlok. En dit is 'n boodskap van die Here af, 'n persoonlike frase vir jou wat jou getref het in hierdie oomblik. Vir my was die boodskap, die mense het selfs terwyl hulle nie seker was wat die Here beplan het, of wat hy in gedagte gehad het, of Lazarus weer ooit uit die graf sal kom nie, het hulle nog steeds, hulle was gehoorsaam, hulle het die graf weggerol, die klip weggerol voor die graf. En die Here sê vir my daardeur, daar is altyd hoop, daar is altyd 'n gevoel van hoop, selfs al weet ons nie wat lê binne daardie donker, onseker tyd of onseker deel van ons lewe nie. Ons kan gehoorsaam wees en ons kan hom vertrou, dat wanneer ons dan reageer op sy boodskap vir ons, of ons reageer op dit wat ons weet hy beloof vir ons, as ons die klip wegrol voor die graf, lê daar 'n wonderlike wonder daar binne, en het hy vir ons 'n antwoord, en kan ons hom vertrou, dat daar 'n uitkoms sal wees, daar sal 'n antwoord wees. Dit is wat hierdie gedeelte vanoggend vir my gesê het, en ek hoop dat jy ook 'n frase kon identifiseer, of dat daar 'n frase uit hierdie gedeelte, of dalk die hele gedeelte met jou persoonlik gepraat het, en dat jy 'n boodskap daaruit gekry het, en dat die Here vir jou spesiaal iets kom sê het vandag. Kom ons oefen hierdie Lectio Divina in ons stilte tyd, deur stil te word en gereed word vir die skrifgedeelte, deur die skrifgedeelte eers 'n keer rustig deur te lees, en bewus te word van watter deel in hierdie skrif trek jou aandag, en dat jy 'n nota daarvan maak diep in jou hart.
en dan weer die skrifgedeelte lees en daardie frase weer dieper in jou hart laat sink en dit te ontvang as God se spesifieke persoonlike boodskap vir jou. En dan te rus weer. En die frase of die skrifgedeelte weer vir 'n derde keer te lees en bewus te word van jou reaksie, jou respons tot die boodskap wat jou aandag getrek het, en om dan daardie respons, daardie reaksie met die Here te deel en met hom te gesels oor, Here, ek voel neutraal oor hierdie frase, of ek voel positief of negatief, ek het hierdie vraag, en dan rustig in gebed met hom verder te gesels daaroor. Kom ons sluit af met 'n dankbaarheid teenoor die Here vir hierdie gebedstyd. Kom ons sluit af met 'n uurse seënbede. Diep vrede van die rollende golwe vir jou. Diep vrede van die vloeiende lug vir jou. Diep vrede van die stil aarde vir jou. Diep vrede van die helder sterre vir jou. Diep vrede van die seën van vrede vir jou. Mag jy 'n heerlike opstandingssondag beleef. Tot volgende keer. Totsiens.